Nou ja, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om so lekker saam te kan sing, en saam te kan juig, en te weet dat wat die Here Jesus Christus vir een van my gedoen het. As die Bybels het net van jou oopmaak, in die boek van Markus, ons gaan sommer daar die boek van Markus uitgesels, Matteus, Markus, maak het Markus hoofstuk 1, ons gaan sommer daar van daar af gesels. Nou, ek kom vra u vanaand, om regtig probeer te fokus vanaand op wat die woord van die Here te sê het. Dink aan God se woorde wat vanaand gelees gaan word. Kyk daarna en laat toe vanaand dat die Heilige Gees u hart bedien vanaand. Want dit is so belangrik, die hele reeks wat pastoor Louis ook vir ons uiteengesit het, was juist daaroor om die Heilige Gees werking te kan sien in die Ou Testament, maar ook so in die Nuwe Testament, maar ook so dat ons die salwing van die Heilige Gees kan verstaan. En wat baie belangrik is dat as dit gaan en ons maak die terme salwing, dan moet ons verstaan dat die Grieks terminologie Bybels praat van die gees van die bediening van lering. Dis wat die salwing behels. Dit is die bedieningsleringsarea. Die Heilige Gees is daar en die bedieningsarea van die salwing wat die lering bevat. Krities vir een vir my. U weet, so maklik en so gou word daar gesê, Joel 2, dink as hier vers 28 en 29, dan is mense geneig om te sê, ja, dat daar gaan die laaste tye van die uitstorting van die Heilige Gees so plaasvind, en die mense gaan drome kry, gesigte kry en profeteer en so nie ken dit. En dan neem die mens daai profetiese woord en hulle koppel dit aan die eindtyd wat glad nie so is nie. Dit het alles te doen met die kerk van Handelinge, hoofstuk 2 se uitstorting van die Heilige Gees, toe die leringsbediening begin het. Nou, as jy Bybels by het, kan jy saam met my kyk hierna. En onthou net dat die Heilige Gees is 'n gawe vir een van my. Dis 'n geskenk vanuit die hart van die Vader vir u en my lewe as 'n wedergebore kind van die Here. Kom ons lees saam. Kom ons maak dit vers 8. Ek wil sommer in vers 8 begin. Hy sê, ek het julle wel, dis Johannes die Doper wat hy praat, hy sê, ek het julle wel met water gedoop, maar hy, dit is Jesus, dit is hy sal julle doop met die Heilige Gees. Nou hier is 'n baie belangrike stelling wat vir my en jou gemaak word, is die kwessie dat hier gesê het, hy, dit is Christus, Christus sal julle doop met die Heilige Gees. Onthou net, wat u en ek moet verstaan en neem in wat God se woord, neem dit werkbaar in vanaand. Want so baie kerke in hierdie tyd, oor Pinkstertydperk, is so gefokus daarop, om almal nou vorentoe te roep, hande op te lê en manifestasies te sien. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit het te doen met die Heilige Gees werking, en dit het te doen met die salwingsbediening, die leringsbediening, sodat u en ek kan weet wie Christus in ons lewens is. En hierdie gedeelte, soos ek sê, ek wil dit net weer herhaal, dit sê, maar hy, Jesus, sal julle doop met die Heilige Gees. Dit beteken, net in 'n neutedop, en dit is 'n baie groot leringsarea, maar dit gaan hier oor die inwoning van die Here Jesus Christus binne in die mens se sielsarea. Ek het dit al baie met u gedeel, ons weet, wanneer 'n mens gaan na 2 Tessalonisense 2 of 5 vers 23, dan verduidelik dit vir ons dat die mens bestaan uit 'n gees, eerste, dan 'n siel en dan 'n liggaam. Maar binne in u en my gees en sielste mense leef ons of vir die wêreld of vir die Here.
So ons is of in die gees van die vyand betrokke, of ons is in Christus. En die enigste manier om in Christus te kom, of in Christus te wees en hy in ons, is die bad van wedergeboorte, waar ons Christus Jesus aanneem as ons persoonlike verlosser en ons saligmaker. Binne in daai gedeelte, wanneer ons aanvaar dat Jesus Christus die Seun van God is en ons het ons sondes bely, dis 'n eenmaal aksie wat vir u en vir my die toegang gee om Christus inwonend te ervaar. Onthou Kolossense 3:13, daarom praat hy van, hy sê soos Jesus julle vergewe het, Christus julle vergewe het, so moet julle ook mekaar vergewe. Christus is die een wat die vergifnis geskenk het aan u en my, en nou kom leef hy hier binne in u en my. Gaan Johannes 14 toe gou, skrifte wat ons baie maklik quoteer. Ek wil net so 'n fondasieskrifte gee. Maak dit Johannes hoofstuk 14. So, wanneer ek praat van dat die Heilige Gees werk binne in die kerk en ek praat van die salwing, dan moet ek weet waaroor dit gaan. Want dit gaan oor Jesus Christus teenwoordig, maar ook so sy leringsbediening wat moet manifesteer. Nie manifestasies van mense wat soos slange en dronk mense rondval, stoele omval en mense val en maak mekaar seer en die spoegspat orals nie. Dis nie God nie. Dis nie die Heilige Gees werking daai nie. Ons moet by die maatstaf bly. Jesus sê dit vir ons, ek gaan dit vir lees vers 20 vir ons. Hy sê dan vers 20, hy sê in die dag. Nou dit beteken in die dag van die Pinksterfees, dit is Handelinge hoofstuk 2, Jesus sê dit vooruit, hy sê in die dag, die Pinksterdag, Handelinge 2, hy sê sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. So wat hier gebeur is, Jesus verduidelik vir ons, dat wanneer hy inwonend kom, onthou wat Galasiërs 4 vers 6, ek quoteer dit altyd, want dit is 'n belangrike skrif, Galasiërs 4 vers 6, hy sê vir ons, dat die Vader het die Seun se Gees in ons harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. So Christus is in ons, en Christus in ons is die Heilige Gees, en Jesus quoteer dit hier, hy sê ek in julle, of julle in my, en ek in julle. Want dit is die Gees van Jesus wat vir u en vir my die oortuiging gee van dinge op hierdie roete wat u en ek stap, om ons te help met ons lewenswandel. Ek en u kan nie alleen staan nie. Ek fouteer. As u iemand is wat foutloos is, prys die Here daarvoor. Ek is nie foutloos nie. Ek maak baie foute in my lewe, en weet jy wat? Die Heilige Gees, Jesus homself, dis wie hy is. Hy is die een wat in my is, hy is die gesalfde een. Dit is hoekom die skrif praat van Christ the anointed one. Dit is die gesalfde een. Hy is nou binne in ons, binne in u, binne in my, in die Nuwe Testamentiese kerk, en sy lering kom na ons gees toe, om ons te oortuig van wat verkeerd in ons lewe is, of sy lering kom na ons toe, om iemand anders te bedien. Hierdie is 'n baie groot leringsarea, ek gaan dit probeer kompak maak vanaand, maar dit is nie net, en ek gaan dit weer herhaal vanaand, om die salwing van die Heilige Gees in die Nuwe Testamentiese werking te beleef, gaan alles oor lering. Sonder lering val alles weg en uitmekaar uit. Dan gaan jy sien hoe mense haal hulle jasse uit en slaan die ander ene, dat hy daar trek en deur trek, en so slange seil, dis nie die werking van die Heilige Gees nie. Heilige Gees werking is Christus in u en my, en Christus se lering wat tot u en my harte spreek, sodat ons kan optree volgens die hart van die Vader. Want Jesus het gesê, ek doen niks uit myself nie. Alles wat ek doen, gee die Vader vir my, en ek doen dit net so. Nou by ons, as die Nuwe Testamentiese kerk, is dit nou Christus in ons, hy gee weer vir ons wat ons moet doen, en dan het ons die verantwoordelikheid, of ons gaan dit doen, of ons gaan dit nie doen. Is 'n keuse op die einde van die dag. Gaan Galasiërs 2 terug, en ek gaan net vir u quoteer presies wat ek nou gesê het. Galasiërs hoofstuk 2, Korintiërs, en dan gaan die Galasiërs kry, Galasiërs hoofstuk 2 onder korreksie, ja, Galasiërs hoofstuk 2. So, baie belangrik hier. Weereens
Galasiërs hoofstuk 2. Onthou 1 Johannes 2 vers 20, onthou dit maar as jy 'n pen het. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 20 sê, en julle het die salwing, en julle het die salwing van die Heilige Gees. Die salwing is, weer eens Grieks georiënteerd, beteken, en julle het die leringsbediening. So kyk wat sê die woord van die Here nou vir ons hier. Maak het vers 20, Paulus sê dit, hy quoteer dit altyd. Hy sê ek, Paulus, ek is met Christus gekruisig. Met ander woorde, as gevolg van die redding op sy lewe, het hy in dieselfde asem toe die redding kom, toe kom die doop met die Heilige Gees, Christus teenwoordig, Christus inwoning, dis die doop van die Heilige Gees. Die dooping van die Heilige Gees is Christus teenwoordig in ons sielsdimensie. Hy sê ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Presies wat ek nou gequoteer het uit Johannes hoofstuk 14 vers 20 wat Jesus gesê, julle in my en ek in julle. Ons is nou gedoop in die liggaam van Christus in, en Christus se Gees leef nou binne in u en my, en nou kan ons, volgens wat hy sê hierso, wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof, en dan sê hy in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hy het homself oorhandig aan u en my op die kruisdood van Golgotha. En die oomblik toe ons, soos wat 1 Johannes, of Johannes hoofstuk 1 althans vers 12 ons verduidelik, hy sê, en aan almal wat hom aangeneem het hy aan hulle die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Die oomblik toe ons daardie transaksie met die Here aangaan, die Hemelse Vader, toe stort die Vader sy Seun Jesus Christus se Gees in ons uit en ons word gedoop met die Heilige Gees. Die dooping met die Heilige Gees is nie, dan moet tale wees nie, wys dit vir my. Ongelukkig sit jy met rebelle in die kerk, wat mense forceer, hulle moet in tale praat, daar staan nie 'n skrif daarvoor nie. Want God se woord is baie duidelik, ek gaan nie by dit vanaand uitkom nie, want dit is 'n onderwerp sy eie. Tale spreek, die een ontvang dit, die ander een ontvang dit nie. Want God deel uit soos wat hy wil uitdeel. En ons moet dit in ons stelsel inkry. Die ou kerk het gesê, en ek het baie opstandig goddelik gewees binne dit, dat daar mense my kom sê deur die jare, wat ek hulle die leringsbediening gee, wie Christus is, en hulle kom en hulle sê, ja, dat die tale spreek is die bewys van die dooping met die Heilige Gees, is 'n gevaarlike lyn, is 'n baie gevaarlike lyn, die bewys is die vrug van die Gees, en nie die tale spreek nie, want die duiwels spreek ook in tale. So ons moet die salwing van die Heilige Gees verstaan, dit is die leringsbediening. As u en ek sonder lering is, gaan u nie weet wie is die vyand en wie nie die vyand is nie. Dit is baie krities, en dit is ook om Paulus het hier noem op hy laaste reël. Hy sê wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So met ander woorde, deur die opstanding van die Here Jesus Christus, het ons 'n keuse ook, gaan ons hom dien of gaan ons hom nie dien nie. En die oomblik toe ons gesê het, Vader, ons aanvaar u Seun, want u woord sê my dat niemand kan na die Vader toe gaan behalwe deur die Seun nie, en ek het daardie aanvaarding in my lewe, het die Vader sy Seun uitgestuur. Ons is gedoop met die Heilige Gees. Moenie dat iemand u wegneem van die skrif, terwyl dit nie in konteks is nie. Die doping is Christus inwonend. As ek en jy gered is jy gedoop met die Heilige Gees. Daar's net verskillende dinge wat nou begin plaasvind binne in u en my lewe. Gaan 1 Korintiërs 12 toe, ek net gou vir ietsie wys daar. 1 Korintiërs hoofstuk 12. 1 Korintiërs 12. Ja, 1 Korintiërs 12. Nou let op wat sê die woord van die Here vir u en vir my. Dis baie belangrik dat ons moet verstaan die werking van die Heilige Gees en die salwing van die Heilige Gees. Neem in wat ek vir u sê vanaand, asseblief, dit is my hart vir u vanaand. Fokus op wat die skrifte sê.
Nou luister hierso, hoofstuk 12, die opskrif sê vir ons oor die verskeidenheid van die geestelike gawes. En dit is wat u en ek ook moet verstaan. Ek gaan net 'n paar skrifte quoteer, kom ons gaan daarna vers 4 toe. Vers 4 begin daarmee, hy sê, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. So stop gou daar. Hier kom die skrif, en die skrif vertel eerstens, hy sê dat daar is 'n verskeidenheid. Wanneer ons praat van verskeidenheid, dan beteken dit daar is groeperings. Daar is groeperings van wat? Hy sê van genadegawes. Genadegawes, die Grieks praat van charisma. Deel van charisma praat van daar is gunste. Met ander woorde, daar is 'n verskeidenheid van gunste, maar is deur dieselfde Gees, naamlik Jesus Christus. Want hy is die een wat alles het. En dan sê die volgende skrif weer hier, let op, hy sê, en daar is 'n verskeidenheid, met ander woorde groeperings, van bedieninge. Nou noem hy 'n ander kategorie. Hy sê bedieninge, diakone, dit is wat hy hier noem, en dit beteken daar is verskillende missies nou. Hy sê daar is verskillende bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Weer, eerste sê Gees, met ander woorde, dit val onder Jesus Christus. Hy sê dit is die Here, dit is Jesus Christus. En dan kom vers 6 en hy sê vir ons, hy sê en daar is 'n verskeidenheid, weer groeperings van werkinge. Energeima praat die Grieks van, en dit beteken daar is verskillende effekte wat plaasvind. En dit is wat ons moet besef in hierdie Christelike wandel met Christus in ons. Sien ons hoe daar verskillende dinge effekte wat begin plaasvind binne 'n gemeente of binne in iemand se lewe, hoe die Gees van die Here werk. En hierdie skrif sê dat daar is verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Eers sy Gees, dan sy Here en dan sy dieselfde God. Dit het alles te doen met Jesus Christus in u en my deur die hart van die Vader wat die verskillende bedieninge het, die verskeidenheid van genadegawes. Daar is verskillende bedieninge, daar is verskillende werkinge. Vers 7 sê, maar aan elkeen, persoonlik aan elkeen, word die openbaring van die Gees gegee met die oog wat opnuttig is. Met ander woorde, die Heilige Gees, Jesus Christus in ons, sal nou afsonderlik aan u en my 'n openbaarmaking gee van wat hy wil hê, wat vir ons lewe bedoel is. Ek kan nie na u toe kom en sê, jy gaan nou die apostel van die kerk wees nie. Jy gaan nou die leraar van die kerk wees nie. Nee, 1000-maal nee. Dit is die werking van Christus in ons, wat vir ons harte sal bedien, en dan sal die vrug van die leraar na vore kom, en die vrug van die leraar sal gesien word, en dan gaan die kerk kan onderskei en sien, dit is 'n profeet, dit is 'n evangelis, dit is 'n herder, dit is 'n dat, dit is 'n wat dit ook al mag wees, en dit is hoe Jesus in u en my werk, is dat ons kan deur onderskeiding die verskillende gawes, die charisma, die guns sien op iemand se lewe. Is dit nie waar nie? Dit is wat die Here wil hê tot u en my, ons moet die werking van die Heilige Gees sien, en ons moet die salwing kan sien, want die salwing is die leringsarea tot my en jou lewe, om ons te leer wat ons is in Christus Jesus. Nou let op gou so wat sê vers 11, kyk hier. Hy sê maar in al hierdie dinge, wat se dinge, vers 4 en vers 5 en vers 6, wat ek nou gequoteer het, hy sê in al hierdie dinge, werk een en dieselfde Gees, hy sê wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. My broer, my suster, God deel uit, deur sy Seun Christus binne in ons soos wat hy wil. En net soos ek net al gesê het, nie ek moet staan en sê, jy is nou dit, jy is nou dit, of wie wil graag 'n apostel wees, wie wil graag dit, nee, 1000-maal nee.
En ek het dit nou die aand genoem by Woensdag aand se diens, het ek vir julle dit ook genoem, is so belangrik dat ons moet besef toe die een apostel weggeval het in die Nuwe Testamentiese kerk, het die kerk van Handelinge gekom, nou by die inwoning van Christus, want hy opgestaan, hy het opgevaar, hy gaan sit in die regterhand van die Vader, en nou het die godsmanne wat oor was, het saam gebid, en die Heilige Gees het gewys wie moet aangestel word, die leringsbediening, het gewys, wie is die een wat nou vir daardie pos deur Christus bepaal is. So ons het 'n verantwoordelikheid hier. Kyk vers 31 hier. Vers 31. Hy sê maar beywer, dit beteken begeer. Hy sê beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Nou luister. As hierdie skrif vir een van my sê, dat ons moet beywer, met ander woorde, ons moet dit nou begeer, na die beste gawes, daar is nie 'n ding van, die profeet is die beste gawe, of die leraar is die, nee, 1000-mal nee, hulle almal is God se gawes, daar is nie een wat beter en beste is bo oor alles nie, wat hy bedoel hier in die konteks is, wat hy sê is, jy begeer, hy sê, begeer, beywer julle met die oog wat op die beste gawes, met ander woorde, wat vir u en vir my persoonlik bedoel is. Nie wat vir die ander ene bedoel is nie. Wanneer ek sien my broer of my suster in die evangelisasie bediening, en hulle is passievol, want die gawe het die Here bedien in hulle hart met die leringbediening waarin hulle moet wees, dan moet ek nie dit begeer nie. Ek moet by die Here gaan sit, en ek moet met Jesus in my lewe deel, sodat ek by hom kan hoor wat hy vir my lewe bepaal. Dit is die beste gawe, is die gawe wat God vir my bepaal het. My beste gawe is nie, ek wil wees soos pastoor Louis nie, ek sal opmors, want God het hom geroep vir die roeping waarin hy staan. God het my broer hier geroep om Simon vir die roep wat op sy lewe is. Dis nie my roeping daai nie, maar die Here het my geroep met die beste gawe waarin ek kan funksioneer, want God ken my as Heinrich vir wie ek is. God ken u vir wie u is, en daarom wil die Here hê dat ons persoonlik 'n verhouding met hom moet kan hê, sodat ons kan weet wat soek die Here by my. Gaan gou na Romeine hoofstuk 12 toe. U ken hierdie hoofstuk ook baie goed, maar ek moet dit net vir u quoteer weer. Romeine hoofstuk 12. Die Heilige Gees, met ander woorde, die leringsbediening van Jesus binne in u en my. Dit is vir die Nuwe Testamentiese kerk. En onthou net, gaan kyk na die bergpredikasie. Matteus hoofstuk 5, 6, 7. Jesus se bediening in die lering, gaan leer dit ken, en dan gaan 'n uitnemender weg vir een van my oopgemaak word, wanneer jy konstant beginne om jouself te onderwerp aan die geskrifte, en die Gees van Jesus Christus, om ons te leer uit die bergpredikasie veral uit. Nou, kom ons lees nog saam hier, Romeine hoofstuk 12. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggaam stel as 'n lewendige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, met ander woorde ons aanbidding. As dit 'n offer is, beteken dit, hy maak dit baie duidelik hier, dat 'n lewende, heilige en 'n welgevallige offer moet wees. Met ander woorde, dit is 'n oorgee lewe aan die salwing, aan die leringsbediening van die Here. Ons moet onsself oorgee aan die groot leraar, die oppermeester, die opperherder, dat hy ons kan leer. Want as hy ons leer, dan het ons 'n leerbare gees, en ons sal weer mense kan leer uit die hart van die Vader uit. Maar jy kan dit nie, en ek kan dit nie doen, as ek myself nie in my liggaam, as 'n lewende, heilige en 'n welgevallige offer aan die Here gee nie. As ek nie bereid is om hierdie liggaam vir hom te gee om deur te werk nie, wie gaan hy bereik as 'n Nuwe Testamentiese kerk? Luister wat sê die skrif verder, vers 2. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld of aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. 'n Gemoed is die instrument
wat die liggaam dryf binne in goed en kwaad. As ons in baie opsigte 'n slegte gemoedstoestand het, ek praat nie van wanneer jy in 'n oppressie deurgaan nie, ek praat van wanneer jy 'n vuil gemoedstoestand het, dan gaan jy jouself dryf in 'n verkeerde gemoed, want jou gemoed gaan jou liggaam dryf in die rigting in. Wanneer ons in 'n oppressie in gemoed is, dan het ons, Here, help my. Dan is ons soos Dawid, Here, ek pleit by U. Here, ek roep uit na U. Here, ek stort my siel voor U uit. En as jy 'n goeie gemoed en 'n verligte gemoed het, dan is ons gewoonlik, prys die Here, glory to God, Here, U ken dit ons. Want 'n gemoed dryf ook die liggaam. En dit is wat Paulus vir ons verduidelik hier. Nou kom en hy sê vir ons in vers 2, verder hierso, hy sê, deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef. Dokimatsu, sê die Grieks, beproef. Dit beteken onderskei, sodat julle kan beproef, onderskei, wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Met ander woorde, om presies deelagtig te word, wat die salwing van die Heilige Gees, die leringsarea van die Heilige Gees behels vir u in my lewe. Want die lering van die Heilige Gees, Jesus Christus se lering, gaan vir my en vir jou in die rigting indryf in ons gemoed. Ten spyte van dinge wat ons ervaar wat negatief is, sal die leringsgees, die salwing, ons gemoed affekteer. Ten spyte van wat ons deurmaak. Ons is nie foutloos nie. Ons is nie oppressieloos nie. Ons is nie drukloos nie. Maar binne in ons druk kom die leringsgees om in ons harte te werk. En al die godsmanne, kan hulle maar opnoem, ons kan na hulle toe gaan. Al die godsmanne en vroue het oppressies beleef. Kyk vir Hanna, sy het oppressie beleef van haar mededingster, omdat sy nie 'n kind kon kry nie, het die mededingster het haar in 'n oppressie in haar gemoed ingeplaas, maar sy het haar gemoed na die leermeester toegevat. En die leermeester het na haar hart gekom en met haar hart gedeel en vir haar gesê, jy sal 'n seun baar. Dit is wat die Here doen in ons gemoedstoestande as 'n wedergebore kind van die God met die Heilige Gees Jesus inwonend, dan ontvang ons lering by die Here wat vir ons help, wat vir ons sê. Lering beteken, hy onderwys ons om te sê, Heinrich, wag. Heinrich, ek het al reeds met jou gepraat. Heinrich, onthou my woord 'n jaar terug vir jou, wag net, wees geduldig. Dit is lering wat hy vir ons gee. Hy wil ons leer om ons gemoed weer terug te bring na hom toe. Is dit nie wonderlik wat God vir die kerk gedoen het nie? En ons kwoteer so maklik om te sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. U ken dit. Maar besef u, die leringgees, Jesus, is binne in my. Hy het al die lering wat nodig is vir een vir my. En kom ons kyk gou daar, hy laaste gedeelte sê, wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is, vers 6. Vers 6 sê, en ons besit genadegawes. U en ek besit ons, hy praat met die kerk, genadegawes, dit beteken charisma, guns, u en ek het guns, hy sê, wat verskil. So stop weer daar. Moenie na my broer en my suster kyk om jou en verwag hulle moet presies dieselfde wees nie. 1000-mal nee, dit is juist die val van die kerk, daai is wanneer daar 'n leier is, wat nie die leringsbediening verstaan, om te besef, dat hierdie guns verskil tussen ons, en ons moet dit verstaan, ek moet my broer en my suster aanvaar in die Here, soos wat hulle is, want die Here se guns werk anders op hulle lewe, as op my lewe. Maar nogtans is die leringsgees hier binne, om vir my en jou te lei, in die rigting van die guns,
waarin die Here ons ook so wil hê. En kyk wat sê die skrif, hy sê volgens die genade wat aan ons gegee is, hy sê, is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werking van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, of wie uitdeel in die opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. So, ons sien daar's verskillende gawes, daar's verskillende gunste, wat u en ek moet besef hier, dat alles hierdie, kom uit een uit, naamlik Christus in ons, waarmee ek en jy gedoop is, wat Johannes die doper gesê het, hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat kom, gaan julle met die Heilige Gees doop. Met ander woorde, die Vader sal sy Seun se Gees, Jesus, in ons uitstuur, en dan sit al hierdie charisma binne in u en my, alles is binne in my en jou. Ons moet net by die Heilige Gees vra, Heilige Gees, Jesus, wys my wat wil jy hê. Maar ons moet ook geduldig wees, my broer en my suster. Wees geduldig in die Here. Moenie die Here druk en forceer, soos wat ons dit wil hê nie. Is so belangrik, dat die leringsbediening ons help, sodat ons in perfektheid kan groei, na mate, soos wat die geloof in ons harte ook groei. Soms voel dit, is ons menslike terme, my geloof is weg. Maar luister, die Heilige Gees is die een wat ons geloof versterk, nie ons. Ek kan nie my geloof versterk nie. As ek down in the gutters is, dan voel ek down in the gutters. Dis die Gees wat self dan kom, Jesus Christus in my, en hy raak my geloof aan, deur lering hier binne in my. Dan voel ek glo weer. Dit was nie vanuit myself nie, dis hy wat dit doen, hier binne in die Nuwe Testamentiese kerk vir een van my. Gaan gou Galasiërs 5 toe onder korreksie. Korintiërs, Galasiërs, Galasiërs 5, ja, gaan gou Galasiërs 5 toe. Kyk gou hier, Galasiërs 5. Die karakter van Jesus. Kom ons lees net gou hier. Ek gaan nie alles kan uitdeel nie, want dit is te veel. Kom ons kyk gou hier. Galasiërs hoofstuk 5, ek gaan vir julle lees van 'n vers, maak dit 16 af. Van 'n vers 16. Hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees. Nou let op, hierdie skrifgedeelte maak iets bekend hier, en hy noem dit, hy sê wandel. Wandel daar beteken peripatio, wat die Grieks van praat, peripatio, wandel. Met ander woorde, rig jou lewe so in, sê die skrif, peripatio. Hy sê, maar wandel deur die Gees, rig jou lewe so in Christus Jesus. En dan sê, dat dan sal julle nooit begeerlikhede van die vlees volbring nie. Met ander woorde, nou gaan dit oor my vlees volgens die wil van die Here Jesus Christus. En dit is wat so amazing is binne in hierdie gedeelte. Die volgende vers 17 sê, hy sê, want die vlees hierdie, is die vervoermiddel van die Gees. Die vlees is die vervoermiddel van die siel en die Gees hier binne. As ek en jy in Christus is, soos Paulus sê in Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer, Christus leef in my. Met ander woorde, my liggaam, my vlees, is die vervoermiddel vir my gees en siel, maar ook vir die ander gees wat daarin is, want jy is of in Christus, of ons is in die vyand. En hier sê hy vir ons, hy sê, want julle vlees begeer teen die Gees, hoofletter Gees, en die Gees teen die vlees. Met ander woorde, wat ons doen is, ons vlees, ons gaan teen Jesus. Is dit nie waar nie? Daar's baie goed wat ons gaan praat hieroor, hoor. Veral mense wat hierdie woede by jou kry. En dan wil jy nog 'n vloekwoord by sê. Want jy begeer teen die Heilige Gees, jy begeer teen Christus, en jy sê daai vloekwoord. En daarna gaan Jesus in my en jou sê, hey, my skrif sê vir jou, laat daar geen vyf woord uit jou mond uitkom nie. En dan gaan ek en jy in hierdie vervoermiddel wie binne leef, dan gaan ons vir Jesus sê, jammer Here, ek was verkeerd gewees. En dan gaan ons weer aan met die pad.
Want dit is wat belangrik is. Ons het reg gemaak weer en ons gaan weer aan. En nou sê die skrif my verder hier, let op. Hy sê vir ons daar, hy sê sodat julle nie meer doen wat julle wil nie. Met ander woorde, is omdat Jesus nou in ons is. Want die verkeerde dinge wat ons doen, dis nie noodwendig dat dit sonde is nie, let op asseblief. Dit kan ook wees dat die Here vir ons sê, luister Heinrich, as jy binne in die winkel ingaan, as jy aan die ry staan, en die Heilige Gees sê vir jou, Jesus sê binne vir jou, man, gaan net na daai persoon toe en sê, Jesus het jou lief. Nou dink jy, ek gaan nie dit doen, nou loop jy weg, en jy mis daai gedeelte. Die vlees het teen Jesus begeer. Ek het my wil gaan doen. Jy het nou nie gesondig om hel toe te gaan nie, maar jy het teen die wil van Jesus gegaan om daai persoon se hart nie te bedien nie. So maklik wil ons alle sonde maak. Moenie altyd alle sonde maak in die kerk nie. Dit het te doen met verhouding, die vlees teen die gees, die leringsbediening, Jesus in ons, die salwing, die een met wie ons gedoop is, hier binne-in. Hy wil ons die roete wys. Kyk vers 18. Hy sê, maar as julle deur die gees gelei word, is so mooi woordjie gelei, praat die Grieks van ago, is so mooi, as julle deur die gees gelei word, ago beteken gedra word. Met ander woorde, ons is nou, by wyse van spreek, as jy net in jou geestesdimensie kan sien, jy sit nou in die hand van Jesus. Jy word deur hom gelei, ago, jy word gedra deur hom, jou vlees. Jy gaan toelaat dat hy jou nou lei. Nou sê hy vir ons, dan is julle nie onder die wet nie. Wat beteken dit? Dit beteken jy is dan nie onder die vervloeking nie. Daar is nie iets wat teen jou gehou gaan word by wyse van spreke nie. Alright? Niks te doen nou met jy gaan hel toe nie. Ons moet die kontekste van baie dinge verstaan. Kyk hier so in vers 22, kom ons gaan maar gou daarna toe. Ek gaan nie meer lank wees nie. Hier kom hy en hy verduidelik vir die kerk wie Jesus is. Hy sê die vrug van die gees. Nou, wanneer ons praat van vrug in die Grieks is karpos. Karpos beteken voordeel. So nou sê hy sê die voordeel van die gees, hoofletter gees is Jesus. Die voordeel nou van Jesus is, naamlik sê hy, is liefde. Dis die eerste ding. Is agape. Agape, almal het dit al gehoor, agape, liefde. Agape is die hoogste vorm van liefde wat u en ek ooit op hierdie aarde ooit sal beleef, is die liefde van Jesus. Daar is geen ander liefde bo die liefde van Jesus nie. En hierdie skrif sê vir ons, liefde is agape, dan sê blydskap, vrede, lankmoedigheid, en dan sê vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sê, al hierdie wat ek nou gekwoteer het daar, hierdie is die karakter van God die Vader in sy Seun Jesus Christus, waarmee u en ek nou gedoop is, wat nou in ons lewe, wat Paulus sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer, die Christus leef in my. Die karakter, hierdie karakterstrekke wat ek nou genoem het, al hierdie karakters wat ek opgenoem het daar, dit is vir my en vir jou tot geestelike groei. Besef dit is hoekom die salwing daar is die leringsbediening. U en ek wat wedergebore is, ons is met die salwing van Christus in ons lewe, die leringsbediening, en dit begin met liefde. So met ander woorde, is om my en jou geestelike groei. Wanneer ek vir Jesus vra deur my lewenswandel, ek praat van myself, ek praat nie van u nie, ek sê ook jy nie, ek praat van myself. Ek het baie gesukkel met dinge wat mense aan my gedoen het. En ek het die agape liefde van Christus, alhoewel ek gered was en is, het dit nie meer een geword nie. Want die hoogste vorm van liefde, agape, maak dat ek my broer ook vryspreek. Dat ek iemand vergewe. Ons kom deur struggles in die lewe wanneer kinders van die Here seer gemaak word. En ek gaan dit weer noem. As iemand jou R20 skuld, kan jy nog oor dit kom. Jy kan vergewe en jy kan aangaan.
maar jy het dit nie vergeet nie. So daai reël wat mense sê, vergewe en vergeet, dis nie skriftuurlik nie. Dis waar die lering inkom. Ek sal nie vergeet dat die broer of die suster het my R20 geskuld nie, maar Christus het my geleer hoe om te vergewe. Christus het my geleer dat dit is nie nodig om daaroor 'n boei te maak nie. Maar wanneer iemand deur verkrachting kom, of molestering kom, dan is dit baie moeiliker om dinge te verwerk as die R20. En dit is waar ons as die kerk moet wees, Galasiërs 2:20, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus, want nou kan die salwing in my of in jou, daai broer of daai suster bedien met die leringshart van agape, wat liefde betref. Ek wil nie uitbrei daaroor nie. So die leringsbediening, die salwing, moet binne in my kan funksioneer, maar ons moet onsself kan onderwerp aan die Nuwe Testamentiese kerk van manier van leef, hoe God dit deur sy seun bepaal het, want hierin is ook so, deur hierdie vrugte wat ek nou genoem het, is dit ook so dat hier binne is dit waar ons ook dit kan bemeester met oorlogsvoering, want sonder die liefde kan jy nie oorlog voer nie. Ek praat van agape, ek praat nie van ons tipe liefde nie. Want ons menslike liefde is soos die golwe van die see. Jy is nou so en nou is jy nie lief nie, en dan haat jy en dan lief jy nie. Maar die liefde van Jesus, die konstantheid van agape, is daar selfs binne in oorlogvoering, dat wanneer die oorlog na jou toe kom, dan voer ek en jy die oorlog met agape. En met vrede. Jy sien vrede, eireinheid, jy ken dit, ek noem dit altyd, eireinheid. Die Grieks daarvoor is wanneer al die werkende dele by mekaar kom. Nie my vrede nie, want Jesus noem dit. Hy sê, hy gee ons sy vrede. Nie die vrede soos die wêreld nie, is nie waar nie? Want die vrede wat jy en ek in ons menslike het, is taboe as die moeilikheid kom. Maar wanneer ons oorlog voer met die vrede van Christus, dan kom al die werkende dele by mekaar. En dit het ek al baie gesien. Dat die grootste chaos kan heers in 'n geval. En wanneer die Heilige Gees my vra, Heinrich, nou maak jou mond nou oop en praat oor die vrede van Jesus, dan verander die hele onderwerp. En daar kom vergifnis, daar kom versoening en daar kom vryspraak. Hoekom? Omdat die salwing van die Heilige Gees, Christus se leringbediening teenwoordig is. Not a piece of my mind, and not a piece of your mind, but a piece of Christ's mind, wat belangrik is. Nou let op wat sê die skrif my verder hier. Net vir interessantheid, hoofstuk 6 vers 18, net daar een skrif geword. 1 vers 18 sê, 6 vers 18 sê, hy sê die genade, met ander woorde guns, van die Here Jesus Christus, sy met julle gees. Sien nie wat daar staan? Hy sê die genade, charisma, die gawes, die geskenk, hy sê van ons Here Jesus Christus, hy sê sy met julle gees, die innerlike mens. Broeders, amen. Sien jy dit raak? Dit is so vernuwing vir een van my as 'n mens verstaan dat elkeen wat wedergebore is hoofstuk 6 vers 18. Elkeen van die ene ek wat wedergebore is gedoop met die Heilige Gees. Jy het die inwoning van die Heilige Gees. Nou kos dit een my die verantwoordelikheid het om te stap saam met die Here Jesus Christus. Ek wil net nog een skrif gou vir jou quoteer, 1 Johannes, wat nou op my hart is, 1 Johannes 3, onder korreksie. 1 Johannes hoofstuk 1, ja. 1 Johannes hoofstuk 1. Voor Openbaring 1 Johannes hoofstuk 1. Die werking van die Heilige Gees, met ander woorde, die werking van Jesus in ons, kom slegs deur 'n verhouding met Jesus. Dit is 'n baie belangrike punt. Onthou, die salwingsbediening is die leringsbediening. Ek vryf dit maar 'n bietjie in vanaand. Onthou, as iemand jou sê die salwing van die Heilige Gees, onthou dis die leringsbediening van Jesus. Nou let op gou hierso. Kom ons maak dit vers 3, net vers 3 vir kwartier. Hy sê, wat ons gesien en gehoor het,
verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Let op, hier kom dit, wat hy sê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Wat julle gesien en gehoor het, sê hy, verkondig ons aan julle. En dan sê ons gemeenskap, ons fellowship, kom by die Vader en met sy Seun. Die Vader het sy Seun, sy Gees, die Heilige Gees, in ons harte uitgestuur. En hy roep Abba Vader. Sy Gees, die Heilige Gees, is die leringsbediening vir u en vir my op hierdie aarde. Ons het 'n voordeel bo die sondaar. Die lering van Christus leef hier binne. Maar ek moet die vlees, Romeine 12 vers 1 tot 3, wat ons net al gelees het, dat ons liggame, die vervoermiddel, stel aan Jesus, die gesalfde een, as 'n heilige, aan die Here. Want dis waar dit begin, om te sê, Here, hier is my vlees. Maak dit 'n welgevalle en 'n aangename offer vir u, Here. Kom werk deur my, deur die gawes wat vir my bedoel is. Kom open my verstand as die Nuwe Testamentiese kerk, sodat ek kan weet wat is die roeping wat in my is. En dan gaan ek hiermee afsluit. Moenie dink die Here moet jou nou antwoord nie. Ons kan nie God forceer nie. Dit gaan oor verhouding, fellowship. Kan die Here my met hom vertrou oor 5 maande? Kan die Here my vertrou met hom oor 'n week? Of is ek so, as die Here my nie vanaand antwoord nie, dan worry ek ook nie. Dan gooi ons die salwe weg van ons af, die leringsbediening. Dis my hart vir u vanaand, dat ons net met 'n dieper kan gaan kyk. Die Nuwe Testamentiese kerk, saam met die Heilige Gees salwing, is die lering van Jesus innerlik teenwoordig.